Vandag gaan ons met 'n nuwe eenheid begin, eenheid 1.9, en ons gaan kyk na kapasiteit en volume. Nou eers wil juffrou net sê, daar is 'n werksopdrag wat spesifiek saamgaan met hierdie les. En ek behandel al die vragies wat in daai werksopdrag is in hierdie les. Nou, dit is nie nodig vir jou om daai werksopdrag te druk nie. Jy kan as jy wil, maar dit is nie nodig nie. Al wat jy dan hoef te doen is net die antwoordjies van jou vragies neer te skryf in jou skrif en ook hulle mooi te nommer. Kom ons begin. Ons gaan kyk na die verskil van kapasiteit en volume. Nou hier is 'n definisie van kapasiteit. Kapasiteit van 'n houer word bepaal deur die grootte van die houer. En hier is 'n definisie van volume. Volume is die hoeveelheid ruimte wat 'n voorwerp in beslag neem. Nou kom ons kyk gou-gou na hierdie verskillende houers. Kom ons kyk eers na die eerste prentjies. Nou kan julle vir my sê, is die kapasiteit van hierdie twee houers dieselfde? Ja, dit is dieselfde. Hoekom? Want die grootte van hierdie twee houers is presies dieselfde. So ons sien dat die kapasiteit van die houer is dieselfde. Maar, wat van die volume? Nou, die volume in hierdie houer is 'n tipe vloeistof. Ons kan sê dis water. Nou, ons kan sien dat die een houer het minder vloeistof in as die ander houer. So met ander woorde, die volume is nie dieselfde nie. Kom ons kyk na die tweede houers. Hier kan ons weer eens sien, is die kapasiteit van die houer dieselfde? Ja, dit is dieselfde, want dit is dieselfde grootte. Maar kyk na die volume, dis 'n bruin tipe vloeistof wat hier binne is. Is die volume dieselfde? Nee, want onthou, volume is die hoeveelheid ruimte wat 'n voorwerp in beslag neem. So met ander woorde, die vloeistof wat in hierdie houer is nie dieselfde nie. Kom ons kyk na die derde prentjie. Hierdie twee houers, is hulle kapasiteit dieselfde? Ja, want hulle is presies dieselfde grootte. Maar wat van die volume? Hier kan ons sien dat die volume is nie dieselfde nie, want in die een prentjie is die volume minder as die ander. Nou, met kapasiteit kan ons dit meet in liter en in milliliter. En jy kan sien hoe word liter verkort en die verkorting van milliliter. Kom ons kyk saam na hierdie onthou blokkie. Dit is baie belangrik vir jou om hierdie te weet. 1 liter is 1000 milliliter. 1 koppie is 250 milliliter. 1 eetlepel is 15 milliliter. En 1 teelepel is 5 milliliter. Kom ons kyk na ons eerste vragie, wat ook in jou werkkaart is. Bestudeer die houers en skryf onder elk die kapasiteit in milliliter. Nou jy kan sien dat hier ek vir jou mooi op elke houer sy kapasiteit neergeskryf het. So hoe jy dit in jou boek gaan skryf is, jy gaan sê nommer 1 en dan kan jy vir my sê die koeldrank is soveel milliliter. En hierdie enetjie is 'n baba bottel is soveel milliliter. En die beker is soveel milliliter. En dan het ons die melkhouer is soveel milliliter. Nou weer eens, kyk mooi na jou onthou blokkie. Hier kan ons sien dat 1 liter is 1000 milliliter. So hoeveel gaan 2 liter dan wees? En hoeveel gaan 3 liter wees? Nou wil ek hê, jy moet net vir my onderstreep met 'n blou potlood die kleinste kapasiteit van hierdie houers.
En dan somme met 'n oranje potlood, watter van hierdie houers het die grootste kapasiteit? Kom ons kyk saam na die volgende. Hier het ons 2 tanks. Die eerste tank is gevul met water tot by 40 liter. So met ander woorde, sy volume is tot en met 40 liter. Hier het ons tweede tank en hy is tot by 10 liter. Sy volume is tot by 10 liter. Nou kom ons kyk wat vra hulle ons. Die eerste tank was gevul tot by 40 liter. En nadat water uitgetap is, het 10 liter oorgebly. Hoeveel liter water is uitgetap? Nou, hoe gaan ons dit uitwerk? Wat jy moet doen is, jy moet die oorblywende volume, wat 10 liter is, van die oorspronklike volume, wat 40 liter is, aftrek van mekaar af. So met ander woorde, jy gaan die sommetjie so skryf. 40 liter minus 10 liter is gelyk aan 30 liter. So hoeveel liter water is uitgetap? 30 liter. Kom ons kyk saam na die volgende. Nou hierdie is presies so in jou werksopdrag. Dit is nommer 3.3. 'n Chef met 'n resep volg. Hy benodig 1 eetlepel olie, 1 koppie water en 1 teelepel vaniljegeursel. Nou, hoeveel milliliter vloeistof is daar in totaal? So, ons moet weer teruggaan na ons onthou blokkie toe. Kom ons kyk. 1 eetlepel olie. Hoeveel milliliter is dit? As ons mooi gaan kyk, sien ons 15 milliliter. So, ons gaan sê 15 milliliter plus 1 koppie water. Nou, hoeveel milliliter is 'n koppie? Dit is 250. So, ons gaan sê plus 250 milliliter. En die laaste enetjie is 1 teelepel vaniljegeursel. En dit is plus 5 milliliter. Nou moet jy al daai vir my optel en die totaal mooi neerskryf. Die volgende wat ek vir jou gaan verduidelik is vragie 6 en vragie 7 in die werksopdrag. Kom ons kyk saam. Skakel die volgende volumes oor van liter na milliliter. Eerstens, ons moet onthou dat daar is 1000 milliliter in 1 liter. Nou kom ons kyk. 7 liter is gelyk aan hoeveel milliliter? Nou ons weet dat daar is 1000 milliliter in 1 liter. So, met ander woorde, ons gaan sê 7 maal 1000. En onthou julle, ons het al gemaal met tiene en met honderde en met 1000. Wat doen ons? Ons hou net die nulletjies toe. Ons sê 7 maal 1. Ons skryf 7 neer en ons skryf die nulletjies agteraan. Dieselfde met die volgende een. 1,5 liter is gelyk aan hoeveel milliliter? So ons weet dat 1 liter is gelyk aan 1000 milliliter. So 1 maal 1000 plus die helfte van 1000. Hoekom die helfte van 1000? Want daai 0,5 beteken die helfte. So wat gaan ons antwoord wees? 1500 milliliter. Dis reg. So kom ons kyk nou na die volgende. Skakel die volumes oor van milliliter na liter. Nou eerste wil juffrou vir jou hierdie 1 liter waterbottel wys. Nou kom ek sê, ek wil 700 milliliter water in hierdie bottel gooi. Gaan hy die hele bottel vol maak? Kom ons kyk. Nee, hy gaan nie die hele bottel vol maak nie. So met ander woorde, as ek wil sê, 700 milliliter is hoeveel liter? Dan gaan ek vir myself moet vra, is 700 milliliter meer as 1000 milliliter of is dit minder as 1000 milliliter? Nou ons weet dat 700 milliliter is minder as 1000 milliliter, so daarom gaan ek dadelik 'n 0,
skryf en dan gaan ek die 7 en 'n 0 en 'n 0 liter skryf en die syfertjies so skryf. So met ander woorde, kom ons kyk na die volgende een. 150 milliliter is hoeveel liter? Nou, is 150 milliliter meer as 1000 milliliter? Nee. Is 150 milliliter minder as 1000 liter? Ja. So wat moet ek doen? Die 0, eers skryf en dan ons syfertjies 1, 5 en 'n 0 liter. Ons gaan nou 'n skattejag saam doen. So wat juffrou wil hê is jy moet na jou kombuis toe gaan en gaan soek vir my kruideniersware met die volgende kapasiteit. Jy sal sien hierdie is een van jou vragies in die werksopdrag wat ons vir jou gegee het. Jy kan gaan kyk, daai tabelletjie is heel onder. So die beskrywing, 'n houer met 'n groter kapasiteit as die van 'n koppie. 'n Houer met 'n kleiner kapasiteit as die van 'n koppie. 'n Houer met 'n kleiner kapasiteit as 400 milliliter en 'n houer met 'n groter kapasiteit as 500 milliliter, maar kleiner as 1 liter. Nou, ek gaan vir jou wys wat ek gekry het in my kruidenierswarekas. Ek het 'n appelsappie gekry van 200 milliliter. Ek het suurlemoensap gekry en hy is 500 milliliter. En ek het my sojamelk wat 1 liter is. En dan het ek vanilla geursel en hy is 100 milliliter. En dan het ek lekker All Gold tomatiesous wat 750 milliliter is en ek het kookolie en dit is 4 liter. So nou gaan ek my tabelletjie moet invul. So 'n houer met 'n groter kapasiteit as die van 'n koppie. So hoeveel is 'n koppie? Jy moet weer gaan kyk na daai onthoublokkie en ons weet 'n koppie is 250 milliliter. So ek gaan my tomatiesous inskryf daar. So die tipe houer gaan ek skryf All Gold tomatiesous bottel en wat is die kapasiteit? Dit is 750 milliliter. En so kan jy dan die voltooi vir my. Geniet dit graad 5.